Die kursus is Econ 211 makro-ekonomie en hierdie is 'n klein bonus video wat gaan oor die berekeninge in hoofstuk 2. Nou hierdie voorbeeld is aan die einde van ons PowerPoint skyfies wat ons ook in die klas gebruik het, maar ek wil net weer 'n keer deur dit praat en seker maak jy het alles mooi onder die knie. Waarmee ons begin, die inligting wat vir jou gegee is al die komponente van totale besteding. So die verbruiker se besteding word hierso gegee met sy autonome komponent en natuurlik dan nou die geïndiseerde komponent, die grensverbruiksgeneigtheid. En in hierdie geval moet mens nou fyn oplet, aan hierdie kant is nie inkomste nie, maar dit is die besteedbare inkomste nadat belasting betaal is. Investering is autonoom, owerheidsbesteding is autonoom, uitvoer is autonoom. Hier is die invoerfunksie met sy autonome komponent en dan natuurlik nou ook die lekkasie wat daar plaasvind in die vorm van die grensinvoergeneigtheid en die belastingkoers word gegee. En die belastingkoers is dan ook belangrik as mens dink oor die besteedbare inkomste. So, dis waarmee jy begin en dit wissel partykeer van vraag tot vraag. By partykeer gee ons die belastingkoers, ander keer is daar geen belastingkoers nie. Dan neem ons hom nie in ag nie. Nou die eerste vraag is om te sê, bereken die ewewigsinkomste met die totale bestedingsbenadering. Totale bestedingsbenadering is die gebruik van jou Y is gelyk aan C plus I plus G plus X min M. En nou die eerste ding om in gedagte te hou is net dat ons skryf 'n klein definisie hier uit vir die besteedbare inkomste ID en dit is dan om te sê, dis die gedeelte van Y wat oorbly nadat jy belasting betaal het. So in hierdie geval is dit dan nou 1 minus daardie 0,2 of die 20% belastingkoers vermenigvuldig met Y. So die verbruiker het eintlik dan nou 80% van sy inkomste oor as besteedbare inkomste. Ek het net hier aan die regterkant weer al die basiese inligting gegee. Dan vul mens al die inligting wat vir jou gegee is hier binne in die totale bestedings vergelykingkie in. So hierdie komponent hierso, soos ons daar mooi afmerk, dis C. So met sy autonome 100, met die grensverbruiksgeneigtheid, wat jy daar sien, en dan hierdie berekening en sê, ons werk in hierdie geval dan nou met nabelastinginkomste, so ons wil die belastingkoers in ag neem, en dit sal dan vermenigvuldig word met Y daar. Die res is eenvoudig, investering se 200 word ingestel, owerheidsbesteding se 150, uitvoer se 200, en dan is dit, ons weet dit is C plus I plus G plus X min M, so daar is 'n minus, wat dan voor die hakie staan, van ons invoervergelyking, 150 plus 0,4 van Y. Van daar af, jy versamel eenvoudig al die Y's en jy sit al die gewone syfers wat jy bymekaar kan tel bymekaar. So net as 'n eerste stap sê ons dan eintlik hier so dat 1 minus 0,2 is 0,8 en is mis dan sê dit is eintlik 0,8 Y vermenigvuldig met 0,75. Dit gee die 0,6 hierso. Die 200, 150 en ander 200 is onveranderd. Dit word minus 150 en minus 0,4 Y. Hierdie ander autonome komponente word bymekaar getel, 100 plus 200 plus 150 plus 200 minus 150 gee 500. Ons vat die Y's oor na die linkerkant van die vergelyking, so die 0,6 word minus 0,6, die minus 0,4 word plus 0,4, en dit gee dan 'n 0,8 Y aan die linkerkant, 500 aan die regterkant, waar hy hier vermenigvuldig word, gaan deel jy met 0,8 aan die ander kant, en dit gee dan 'n ewewigsinkomste van 625. En daar het jy 'n ewewigsinkomste bereken. Nou, soos jy kan sien, die wiskunde hier is nie moeilik nie. Dit is optel en aftrek en vermenigvuldig en ook deel. Die belangrikste plekke waar jy 'n stukkie ekonomiese insig moet toon, is dan rondom die hantering hierbo van inkomste en besteedbare inkomste saam met die belastingkoers en dan ook hierdie minus wat dan voor die invoerfunksie geld. Dis omtrent die enigste twee plekkies waar
jy 'n moontlike foutjie kan maak, verder eenvoudige wiskunde. Dan moet ek saam sê, in die gevalle waar ons nie 'n belastingkoers gee nie, dan moet jy asseblief nie 'n belastingkoers uitdink of raai nie. As daar geen belastingkoers gegee word nie, dan is daar nie 'n onderskeid tussen die Y en die besteedbare inkomste uit D nie. Dan word alles net as Y beskou en jy gaan rustig voort sonder enige belasting. In hierdie geval is dit wel gegee, so jy neem dit in berekening. Mens kan net so die ewigheidsinkomste bereken met die inspuiting-lekkasie benadering. Dis 'n ander manier om te sê gebruik die vermenigvuldiger. So in hierdie geval is al die inspuitings of die autonome faktore word hier bymekaar getel. Die autonome verbruiksbesteding, die investering, die owerheidsbesteding, die uitvoer minus die invoer en dit word daar bymekaar getel. Die waarde vir die vermenigvuldiger word dan eenvoudig bereken met die vermenigvuldiger se formule en daarin stel mens dan nou die grensverbruiksgeneigtheid, dis die waarde van D daar, die belasting T, hy kom daarby en daar is die grensinvoergeneigtheid. Jy moet hierdie formule ken, dat jy net eenvoudig die verskillende koëffisiënte kan invervang, oplos en die waarde vir die vermenigvuldiger bereken. Dan as mens die vermenigvuldiger maal met die autonome komponente, kry jy presies dieselfde antwoord as met die totale bestedingsbenadering. Dit kan ook 'n goeie manier wees om jouself te toets, as jy genoeg tyd het, bereken albei en maak seker jy kry dieselfde antwoord vir albei. Ons vra om jou antwoord te illustreer op die grafiek. Nou in hierdie geval, dis 'n doodgewone totale bestedingslyn wat mens trek op die 45 grade lynmodel. Ons weet wat die komponente daarvan is. En die autonome komponent, die afsnit hier, dit is al die autonome bestedingskomponente, die autonome verbruiksbesteding, plus investering, plus die owerheidse besteding, plus die uitvoer, minus die autonome invoer. Dit word daar by mekaar getel, dis die 500, ons het op 500 ook nou net gebruik, daar in die berekening met die vermenigvuldiger, en jy dui vir ons die ewigheidsinkomste aan hieronder as 625. Die presiese helling van die lyn maak nie regtig saak nie, ons weet dat daardie helling hang grootliks af van die grensverbruiksgeneigtheid, maar daar sal nie 'n punt daarvoor wees in 'n toets nie. 'n manier hoe ons die vraagie verder kan verdiep is om te sê, nou maar, het die owerheidse begroting 'n surplus of 'n tekort by die huidige vlak, en dit beteken maar net, hoe lyk die verskil tussen belastinginkomste en owerheidsbesteding? Nou, jy het nie die belastinginkomste nie, maar jy het wel die belastingkoers daar, die 0,2, en jy het ook die ewewigsvlak van inkomste wat jy bereken het, en dit is dan nou 625. Natuurlik die owerheidsbesteding, dit is daar autonoom gegee as 150, so in hierdie geval is dit duidelik dat die owerheid het 'n tekort van minus 25. Nou 'n belangrike ding om op te let is, ons merk nie volgens die fout nie. So as jy 'n fout gemaak het in die berekening van jou ewigheidsinkomste en jy vervang die verkeerde bedrag daarin, gaan jy nie al die punte kry by hierdie berekening. So dis beter om aan die begin dit reg te doen. En dan is daar ook die tipiese voorbeeldjie om te sê een van die komponente van autonome besteding neem toe. In hierdie geval is dit dan 'n investering wat toeneem na 250 toe. So dit is 50 eenhede toename, en as ons bereken weer vir ons die ewewigsvlak van inkomste, somme met behulp van die vermenigvuldiger. Jy weet nou klaar, die vermenigvuldiger is 1,25, so jy kan hom net gebruik. So let wel, investering was 200 gewees en dit neem toe na 250. So mens moet nou net die toename in ag neem in hierdie berekening, om die verskil in inkomste, die toename in inkomste te bereken. So, dit is dan nou 50, vermenigvuldig met die vermenigvuldiger gee vir jou 'n toename in inkomste van 62,5. Nou wil sê, maar goed, wat is die nuwe vlak van inkomste dan? Dit is dan die oorspronklike 625 plus hierdie toename, wat dan nou die nuwe vlak van inkomste in hierdie ekonomie is. Dan kan mens hierdie verandering ook op die grafiek aandui.
Die autonome toename in besteding is net die 50 waarmee investering toeneem. Hierdie lyn skuif dan nou op met 50. Jy moet dit maar mooi aandui om te wys jy weet dit is 500 plus 50. En dan wat daarmee saamgaan is dan hierdie toename in die vlak van die